Hallo julle almal. Ek wou nie hierdie naweek 'n preek opneem nie, want dit gaan maar hektiek baie besig met my en Dina. Ons is besig om so die laaste draaie te maak om terug te gaan Heidelberg toe. Daar's nog 'n hele klompie goed wat deur Dina afgehandel moet word by die universiteit en daar's nog potte wat sy moet gaan uitdeel. Mense wat by haar klas gehad het. Ons is hier by 'n vriendin wat ons huisves. Ons is baie dankbaar. Ek gaan nou vir julle sê, ek het toe besluit, nee, die Here het besluit en dit vir my gesê, jy gaan 'n boodskap opneem. En toe dink ek aan wat soveel mense al vir my gesê het, en baie dankie daarvoor dat julle het vir my gesê het. Dit hou my aan die gang, en dit motiveer my, soos vandag nou, om die boodskap op te neem. En dit is wat mense al gesê het, ou Wollie, jy is bekend daarvoor, dat wanneer daar iets aktueel gebeur, in die land en in die wêreld, of wat ook al, dan preek jy daaroor. Nou wil ek wraggies nie 'n boodskap opneem nie, en Amerika, president Donald Trump, en Suid-Afrika, ons president Ramaphosa, en die ander golfspelers, en wie ook al in Steenhuisen, kom by mekaar. Dit is uiters belangrik. Dit is uiters belangrik, nie net wat betref ons land nie, en die verhouding tussen ons en Amerika nie. Dit is uiters belangrik wat betref God se plan, want God gebruik gewone geskiedenis en vergaderings en wat ook al byeenkomste soos nou gebeur het tussen Suid-Afrika en Amerika, om sy God se wêreldgeskiedenis te skryf terwille van sy kerk, sy koninkryk, sy kinders in hierdie land en oor die wêreld en in Amerika. Kyk, ons het nou almal gedink, daar gaan nou verskriklike konflikte wees en verskille, en daar gaan 'n Z-faktor wees. En Z is nou nie daai karakter van lang terug op televisie. Ek dink hy het so gepraat, Z, ek kan nie onthou nie. Maar anyway, die Z-faktor is Zelensky. Gaan nou op mekaar geskree word, gaan daar uitgestap word. Nee. Julle moet nou maar self besluit, gaan luister maar die kommentaar van die politieke ontleeders ensovoorts. Dis nou nie my plek om nou dit deeglik te ontleed polities, sosiaal nie. Ek is hier om die woord van die Here te bedien in die lig van die Bybel, God se woord te laat skyn, te laat val op wat gebeur in die wêreld of waar ook al en so, en wat sê die woord, wat sê die Bybel oor sekere dinge. Daar sal konflikte en verskille wees. Dit was nog altyd so ook in die kerk. Laat ek nou net noem, in Galasiërs 2 lees ons van Paulus en Petrus, wat dan nou by mekaar kom. Daar is 'n hengse konflik. Galasiërs 2 vers 11 skryf Paulus, hy sê, toe Sefas, dit is Petrus, egter later na Antiochië toe gekom het ek my openlik teen hom verset. Hierdie twee groot kerkleiers, apostels, kinders van die Here, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Ons mag nie konflik vermy, ons mag dit nie onderdruk nie. Ek lees 'n Engelse woord, want wat gebeur dan? Dit simmer. Simmer is mos nou as so in 'n pot iets net so aan die gang is. Daar's 'n ander woord eintlik wat miskien beter is, dit broei. En dis 'n gevaarlike ding. En selfs in die kerk, dit moet aangespreek word. Ons moenie kwaad word wanneer die synode of wanneer kerkleiers by mekaar kom of gelowiges en verskil van mekaar nie.
Dinge moet uitgepraat word, ons mag dit doen. Jesus het toe hy op aarde was, baie met die fariseërs en met ander het hy gaan sit met sy disippels en met mense, individue, groepe, en in gesprek gegaan, in debat gegaan. Dit was 'n soort diplomatie, as ons dit so kan noem, want dis ons nou wat gebeur het nou daar in Amerika, tussen Suid-Afrika en Trump. Voordat daar van Jakobus se mense aangekom het Sefas gewoonweg saam met nie-Joodse gelowiges geëet. Petrus is 'n Jood, en toe gaan eet hy saam met die heidene, want dit is nou deur die Jode verbied in hulle wette. Maar toe die mense daar aankom, het hy hom onttrek en hom eenkant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. Oud-testamentiese riglyn, oud-testamentiese gebruike wat verval het, omdat Jesus vir ons gesterf het. Hy het al hierdie dinge vervul, sê die Bybel. Is nie nodig dat ons hierdie wettiese dinge nakom nie. En die ander Joodse gelowiges het ook saam met hom begin huigel. Sê Petrus is 'n huigelaar, skynheilig. Selfs Barnabas het hom deur hulle huigelary laat meesleep. Barnabas, getroue volgeling van Jesus. En toe ek sien dat hulle van die waarheid, die regheid, die ware pad van die evangeliese waarheid afwyk, het ek voor almal vir Sefas gesê, jy's 'n Jood. Jy hou jou nie meer aan die Joodse gebruike nie, want onthou Jesus het bevry van al daardie wettiese gebruike. As jy self leef asof jy nie 'n Jood is nie, hoe kan jy nou mense wat nooit Jode was nie, wil dwing om te lewe asof hulle Jode is? Julle kan daar verder gaan lees in Galasiërs 2, dis dan daar vanaf vers 7. Diplomatie is geweldig belangrik in die wêreld. Ek glo dis een van die grootste geskenke instrumente wat God ook in sy genade, vir mense, vir volke, vir nasies, vir politici, vir leiers gegee het, ook in die kerk, dat daar nie 'n autokrasie sal wees, dat daar van bo af maar net geboelie word nie. Wel, nou word daar gesê dat Donald Trump is nou ook maar 'n sterk boelie, maar die belangrike dat ons op gelyke vlak ontmoet. Die hele Bybel is vol daarvan, en luister na mekaar. En die groot ding is dat daar samewerking sal wees. Samewerking. God wil dit hê. Hy het regerings aangestel, Romeine 13, ek gaan net nou lees daaroor, om te regeer, om orde te handhaaf. En natuurlik, nie net in 'n land tussen politieke partye nie, leierskappe nie, tussen kerke moet daar samewerking wees. En die doel, die gemeenskaplike doel, wel, wat nasies betref, om volke, lande te dien. Daar's soveel wêrelduitdagings. Daar's armoede, daar's hongersnood, daar's oorlog, daar's geweld. Daar is plekke waar daar volksmoord is. En dat die ekologie, die klimaatsveranderinge aangespreek sal word. Noem maar op, praat maar met mekaar, waar behoort wêreldmoondhede saam te werk, want ons is die instrumente in die wêreld. Leiers is die instrumente om van God se wêreld, wat hy gemaak het, 'n beter plek vir mense te maak. Sodat die evangelie van Jesus kan versprei. Daarom sê Paulus ook dat daar gebid sal word vir die owerheid. Hy sê dit daar in die brief, Petrus sê dit, maar Paulus het ook gesê, bid vir die owerhede, bid vir die leiers. Maar Petrus veral wat sê bid, sodat die evangelie kan voortgaan, daar vrede kan kom. Nie net in ons land nie, maar oor die hele wêreld. Dr. Rian de Villiers het 'n artikel geskryf in die koerant. Hy is van die groot kerk daar in Kaapstad. Dit het my aangegryp, gaan soek dit 'n bietjie. En dan verwys hy ook so dan na Jesus
dat mense sê dat ons een mag wees, het Jesus gesê in die Johannes Evangelie, nie? Een mag wees. Soos ek en my Vader een is, sê Jesus, en ek met julle een is, sê Jesus. 'n intieme verhouding. Maar eenheid ook, daar is verskille, maar om 'n gemeenskaplike doel te dien. Ons geloof, ons hoop, ons liefde, ons vergifnis, ons roeping in die lewe om nood te verlig, om die evangelie van Jesus te verkondig. Daardie eenheid. En dat verskille nie hierdie eenheid mag verbreek en mense verdeel nie, al is daar persoonlike smake, en al hou hierdie een van daai dominee en daai een hou weer van hierdie dominee, maar dat 'n gemeente, 'n kerk, 'n gemeenskap sal saamwerk om te dien. Hy gebruik ook die woord om te dien. Diens. En dan gebruik hy die woord, daar moet 'n beweging wees. In die teologie praat ons in die Latyn wat ons gebruik is missio Dei, die sending van God. God send, hy stuur Jesus. Jesus send, hy stuur ons na die wêreld toe. Hy sê in die Johannes Evangelie, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle op. Is jy nog steeds deel, of was jy al ooit deel van die gestuurdheid? Of het jy allerlei argumente en verskonings? Ek weet as mense wat so sieklik is en lam gelees deur fisiese siekte en omstandighede. Maar die vraag is, jy wat moontlik nog kan praat en doen, is jy een van die gestuurders, in jou buurt, in jou wijk, waar jy ook al is, in jou dorp of stad, omgewing, by jou werk. Dan sê hy baie mooi ding, dat ons nie net, ons het nie nog wetgeleerdes nodig nie. Mense wat net op die dogma konsentreer, die leer, dis belangrik. Maar daar word baie keer te veel daarop gekonsentreer. Daar word baie keer te veel na binne in stand gehou, strukture. En baie keer die dominee wat regeer, wat mense nie geleentheid gee om te dien nie, want dominee, pastoor, priester wil alles self doen. Kerkkantoor en dominees. Nee. Mense moet bemagtig word, geestelik bemagtig word, om te dien en gebruik te word. Dis hoekom soveel kerke leegloop, ek glo dit. Leë kerkgeboue. Dit is so. Hy sê ook dat in elke dorp en elke nedersetting is daar 'n bottelstoer en 'n kerk. Wie het die grootste invloed, wil ek vra? Wie die grootste klandisie, omset? Ek sê nou vir julle die bottelstoer, hoor. Wie word die meeste bereik? Die bottelstoer bereik die meeste mense. Ek is oortuig daarvan. Moenie dronk word van wyn nie, sê Paulus op 'n plek, laat die gees julle vervul. Asof hy wil sê, word dan intoxicated in besit geneem deur die Heilige Gees, om jou dorp, jou omgewing, jou meentuis, jou straat te beïnvloed. Daar's natuurlik 'n manier om dit te doen, en ons het gevrees daarvoor toe Ramaphosa nou met Trump praat. Wat gaan nou hier uitkom? Was dit nou 'n lokval? Miskien verskil jy. Party sê Ramaphosa het pak gekry, ander sê hy het hom soos 'n staatsman gedra. Ek luister na 'n politieke ontleder wat sê, 'n paar van hulle wat sê Ramaphosa is 'n juris, hy weeg alles op, hy's versigtig, hy's te versigtig, dink ek. Die Bybel sê ons moet maar nie so stil bly nie, ons moet praat. Ons laat 85% in hierdie land gaan nou deur as Christene. En leiers, wat deur God aangestel is, ook die presidente. Ramaphosa moet praat. Paulus sê in
in 2 Timoteus 1, vers 7 en 8, want Timoteus was jonk, maar nou het hy maar stil gebly en hulle het hom bietjie oor hom geloop en hom getrap. Hy sê, jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Moenie skaam wees om standpunt in te neem in die kerk of in die samelewing oor wat reg en verkeerd is nie. Ons mag nie swyg oor die misdaad, geweld, werkloosheid, negatiewe goed in ons land en regering nie. Maar dan net voor dit sê hy die gees wat God ons gegee het. En dis wat ons nodig het. Nie 'n menslike gees van eenheid of wat nie, maar die Heilige Gees van God moet in ons lewens regeer. Maak ons immers nie lafhartig nie. Sien jy, nie bang wees. Praat, standpunt inneem, maak nie saak of dit op politieke, ekonomiese vlak is of op kerkvlak nie. Vul ons met krag, liefde, selfbeheersing. Krag, liefde en selfbeheersing. Of Trump dan nou te min, ek het 'n vermoede, hy kon seker maar, ja, laat ek so sê, hy kan seker maar meer liefde openbaar. Ek verstaan hy behoort tog aan 'n kerk, maar 'n meer Christelike, liefdevolle gesindheid. Ek dink Ramaphosa het meer daarvan getoon in die gesprek, maar goed, dit nou daar, selfbeheersing. Goed. Soos ek gesê het, mekaar nodig. Daarom het Ramaphosa ook hulp gevra, wat wonderlik is, om te erken, hier's 'n misdaadprobleem, werkloosheid, hier's probleme in hierdie land. Help ons. Maar dan moet leiers die hulp vat. En wanneer jy radeloos in jou lewe is, hulpeloos, hulp nodig het, erken dat ons mekaar nodig het. Vra. Nie net vir God nie. Baie mense is geslote en vra nie hulp by die Here nie. Baie is so geslote en trots, hulle vra nie by mekaar nie, veral geestelike hulp, emosionele hulp, verhoudings, huwelike wat skeefloop. Uit dit alles wil ek sê dat die regering het 'n verantwoordelikheid. Die regering het 'n verantwoordelikheid om misdaad aan te spreek. Dit is erken en dit word oor die wêreld gesien en ja, laat ek so tussen hakies sê, ek dink is tyd dat Julius Malema vasgevat word en iets gedoen word. Verbeel ek my of Trump nie gesê, as dit daar by hom was, het hy hom in die tronk gegooi. Ja, ek wonder of dit nie moet begin gebeur nie. Waar in jou lewe het jy gesien om te sê, dit het 'n politieke konteks uit apartheid, uit die dae van apartheid, kill the boer, kill the farmer. Sim, Moses, moer by boom man, dit hitsgeweld aan, jy kan maak wat jy wil. Wie daar buite verstaan dit in 'n politieke simboliese konteks. Dit moet 'n rol speel. Ek glo persoonlik daar's nie 'n volksmoord in ons land op wit mense of op enige rassegroep of mense nie. Maar regtig dat die verswyging, plaasmoorde, hoeveel dinge, die wreedheid van die moorde, geweld, misdaad, dienste, munisipale dienste. Hier in Bloemfontein sê ek vir julle, in my lewe het ek nie soveel potgatte gesien nie. Ag jammer, potgate, potholes. Ja, ek dink daar's potgatte wat verantwoordelik is daarvoor. Jammer. Ek is moeilik oor hierdie goed. Dit is my soos 'n heilige kwaad wees oor mense nie die roeping van God uitvoer. En dit bring my by Romeine 13. Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar's immers geen gesag wat nie van God kom nie. Die owerhede wat daar is daar deur die beskikking van God. Wie hom teen gesag verset kom, dis in opstand teen die ordening van God. Wie in opstand kom, sal sy verdiende straf kry. Mens hoef nie vir die owerhede bang te wees as jy goed doen nie. Wel as jy kwaad doen. Wil jy sonder vrees vir die owerheid lewe? Doen dan wat goed is. Die owerheid sal jou prys, want die owerheid is 'n dienaar van God tot jou beswil. Weet julle wat Paulus praat hier oor die Romeinse owerheid wat heidene was? Hulle het nie in die ware God en Jesus geglo nie. Maar God sê julle is my instrumente. Julle regerings is my instrumente. Hierin is hy die dienaar van God, dat hy die kwaaddoener moet straf.
Ja, en wat van die sondekommissie en hoeveel en soveel wat in die tronk is of nie in die tronk is en nog nie vervolg is nie. Waar's die reg? Dis ongehoorsaamheid aan God wat aangestel het. Goed, later van tyd word die Romeinse owerheid, Johannes sê dit in Openbaring, die Antichrist, die 666. Ons regering moet oppas dat daar nie 'n stuk Antichrist, wettelose mens, soos Paulus in Tessalonisense sê. Hy sê, want dit is deel van die Antichrist, dat daardie gees nie begin opstaan in ons land in die regering nie. Goed, en dan praat hy oor die liefde. Moet niemand iets verskuldig wees behalwe om mekaar lief te hê. Dis daai gesindheid. En dis wat Matteus 18 ook sê, wanneer iemand teen jou verkeerd gedoen het, jou broer of suster verkeerd opgetree teen jou, gaan wys hom of haar tereg waar jy eenkant alleen is. Daai respek, nie gaan beskinderie, nie gaan praat oor iemand, en daai een weet dit nie eers nie kommissietjies en vergaderings by mekaar roep, en daai een weet dit nie eers nie, gaan praat eers met daai een persoonlik. Hierdie is natuurlik die fondament van die kerklike tug, om in liefde nader te trek, dis wat die woord beteken. As jy nie luister, dan neem jy nog 1 of 2, want waar 2 of 3 in my naam vergader, dis eintlik die konteks daarvan, dan staan dit vas. As hy nie wil luister, sê het vir die gemeente, en as hy dan nie wil luister, hy sê, dan word hy soos 'n heidene tollenaar behandel, en dan moet iemand dan maar uitgeskuif word, selfs uit 'n gemeente konteks, of in 'n regeringskonteks uitgeskuif word. Ek wil 2 goedjies nog sê. Dina het vreeslik hard gewerk hierdie week, al hande is so moeg, en toe die kamera nou per ongeluk afgegaan, maak die saakie. Ek gaan nou sommer net weer sê waar ek dink ons 'n floppie gemaak het. Ek wil 2 goedjies nog sê, die woord volksmoord. Ons moet oppas dat ons nie moreel geestelik volksmoord pleeg nie. Selfmoord, moreel geestelik. Hoe negatief ons is, hoe ons veralgemeen, hoe ons net eenvoudig niks positief meer raak sien nie, hoe ons mekaar nie dien nie, maar hoe ons wegdryf van die Here af, hoe ons 'n nageslag groot maak, wat die Bybel nie meer ken nie. Dit is so. Gaan vra maar aan sondagskole oor die hele land, kategese. En ons eie geestelike lewe afskeep. Hoe opgebou is jy? Hoeveel kennis van die woord het jy? Dit is deel van geestelike volk van God moord. Moord op kerke. Geestelik morele moord. Ek sluit af. Tammy Bruce, die buitelandse sake van Amerika, sy het 'n ding gesê, dat dit Trump is, beteken natuurlik dat daar altyd hoop is. Ek het geskrik toe ek dit lees. Dat dit Trump is, beteken dat natuurlik dat daar altyd hoop is, dat daar altyd iets in die toekoms sal wees. Natuurlik, as altyd iets snaaks wees, en altyd iets weird, is die man wat sorg vir verrassings en die dingetjies en so, en iets in 'n sirkus kan laat ontaard, maar besluit net maar self of dit so is. Ons bid dat daar hoop sal wees en iets vir die toekoms vir Suid-Afrika, en dat Trump nie sy rug op ons draai nie, maar ek wil dit absoluut stel wat ek glo die waarheid is. Kom ons vergeet van Trump se naam hier. Ek wil sê dat dit Jesus Christus is wat betrokke is en regeer. Dat dit Jesus Christus is wat betrokke is en regeer. God self beteken natuurlik dat daar altyd hoop is en dat daar altyd iets, omdat dit Jesus is, altyd iets in die toekoms sal wees. Amen.